vanoggend, dat mens al vroeg hier kom en jy raak net bewus. Jy raak net bewus dat die Heilige Gees is hier en hy wag. En hy het 'n afwagting, en hy het 'n verwagting. Ons sê altyd kom met 'n verwagting kerk toe. Maar ek dink partymal ons vergeet God het ook 'n verwagting. Hy het 'n happiness en 'n excitement omdat jy hier is en omdat hy jou hier sien. En dis hoekom ek dink is ons vergeet baie keer om oor hoekom kom ek en vir wie kom ek. En ek dink dis die struggle wat ons wys. Sien ons hoe ons sukses meet in kerk en hoe God dit meet is verskillend. Sien God meet jou sukses aan veranderde lewe. Aan niks anders nie. En gister het ook in 'n onderhoud is en ek praat oor daai lelike P-woord proses. En ek kom agter is dis alwaaraan God belangstel is jou proses. Ons worry oor gaan ek hemel of hel toe. Amen, 2 opsies. Ons worry daaroor. God weet as jy in Christus is jy klaar hemel toe op pad. Maar hier wil hy aan jou karakter werk vir die hemel. Hier wil hy die wêreld uit jou uitkry vir die hemel. Want jy kan nie jou wêreld saamvat. Sien wat dan gebeur is ons begin onsself kry om met werke, om besig te raak, om goeie goed te doen, want ons wil goed lyk. Amen. Ons kan hoe goed buite lyk, maar as ons binne vrot is daar 'n probleem. Jy kan die mooiste gepolish wees, haartjies gedoen, naels geknip, jy kan die beste suit aantrek. Jy kan buite wow lyk. Almal kan sien die sukses van die wêreld in jou lewe. Mense kan sien, jy het 'n goeie werk, mense kan sien, jy het 'n goeie huis, mense kan sien, jy het nice vriende, jy het 'n goeie sosiale lewe. Maar op die einde van die dag is net jy en jy binnekant. Net jy en jy die een daar binne. Daar kan niemand anders inkom nie. Want dis baie keer die enigste persoon, die laaste persoon wie ek en jy moet face is onsself. Want dis ons grootste teleurstelling. Dis ons grootste leenaar. Dis die een wat ons die meeste mislei. En Sondag aand gaan ons leer om met daai ou te deel. Sondag aand iets special vir daai ou. En vanoggend, omdat dit Paasnaweek is en almal hou Paasdiens, het ons het gevoel die Here praat met ons oor genade. En ek dink die groot ding wat ons vergeet van genade is, dis gratis. Ek dink dis die ding waarom ons die meeste sukkel. Want ons is so gewoond om te werk vir iets. Ons is so gewoond jy moet werk vir iets. En die Here het besluit, die mens kan nie homself goed werk nie. Want ons kon nie. Israel kon hulle self nooit goed werk nie. Hulle het hierdie 10 gebooie gehad wat hulle moes doen. En hulle het gesak. Adam en Eva het 1 gebod gehad, moet net nie van hierdie freaking boom eet nie. Maar nee, vrouens wil ons altyd slaai hê. As hulle Chinees was, het hulle dalk die slang geëet, want ons het nie soveel probleme vandag gehad nie. Maar van die begin af sien ons dat die mense vermoë om mislei te word deur die duiwel is top notch. Ons spesialiseer daarin om vir hom te luister. Ons spesialiseer in ongehoorsaamheid. Want hoekom? Alles wie jou vlees is teenstrydig alles wie God is. Elke greintjie in jou vlees gaan skop teen alles wie God is. En baie keer as ons praat oor die woordjie heilig, dan dink ons, jy moet foutloos wees. Heilig beteken set apart. Maar dis nie set apart ek's een kant nie, dis set apart God vat jou een kant. Dis so mooi eintlik sê die woord, God sets you apart for himself. Hy maak jou los van alles wat nie hy is nie. Hy maak jou los van alles wat nie jy is nie.
En dis die journey waarmee ek en jy stap, is om los te kom van alles wat nie ons is nie. Ons dink dis ons. Want ons kry daar deur status, ons kry daar keer erkenning, ons kry daar deur aanvaarding. Ek weet, ek was daai ou, ek het geleef vir people pleasing. Ek het geleef om almal happy te hou. Ek het dit so erg gedoen dat ek toegelaat dat mense my manipuleer om te compromise op die evangelie. Want ek was so bang, as my foute uitkom, dan verloor ek alles. So jy hou net almal happy, laat jou secret 'n secret moet bly. En die dag toe ek genade verstaan ek, dis juis as my foute in die lig is, dat ek vry is. Dis juis as al my sonde uitkom, laat ek vry is. Anders is ek 'n slaaf van daai ding. Ek moes daai pad stap, hierdie laaste paar jaar. Van ek so hard geval het daar langs die pad, daar was nie eens 'n dokter nie, het net 'n ginekoloog gestaan. En 'n paar van die manne wat hier was, hulle was daar. En ons vergeet partymal dat God het 'n way om met jou te werk as jy nie luister nie. Ek is een van daai ouens, ek's baie hardhorend. So hy moet my mak maak. Hy moet my knak. Ongelukkig, ek weet. Want hoekom? Vir so lank in my lewe moes ek fight to be something. En dit maak jou harregat. En weet jy wat, ons raak harregat teenoor God. En op die einde van die dag, ek het met 'n bike geval. Wat as hy jou vrou vat of jou man vat? Wat as jou kind doodgaan? Wat as jy jou werk verloor, jou huis verloor? Wat as jy jou besigheid verloor? En jy staan daar en jy het niks. En jy is kwaad vir hom. En jy sê, waar was jy in al hierdie goed? En hy sê, daar waar jy my gelos het, toe hierdie goed begin aanbid het. Ek moes dit face. En dit het my begin leer oor genade. Dat niks wat ek kan doen, kan my ewigheid verseker. Niks nie. Genade is 'n gift. Efesiërs sê dit so mooi, hy sê, for it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation, through your faith. And this salvation is not of yourselves, of your own doing. It comes not through your own striving, but it is a gift of God. Ek en jy kan nie onsself red. Deur te dink, as ons goeie goed doen, is ons gered nie. God red nie goeie mense nie. Hy red mense met geloof. He saves believers in Christ, not people with good habits. Want as ateïste met goeie maniere, beter as baie Christene, beter as ek partykeer. Daar's mense wat nie in God glo nie, wat nog steeds charity werk doen. Sien, goeie werk is vir die wêreld belangrik, nie vir God nie. God is jou hart belangrik. Dis al wat hy soek. Hy soek jou innermost being, want hy het jou create vir hom. En as ek en jy nie daai innermost being satisfy in God nie, gaan ons dit iewers anders soek. En ons gaan alles om ons najag, vra my, ek was daar. En die dag toe die Here my in die bek ruk en sê vir my, waarmee is jy besig? Waar het jy my vergeet? Waar het jy my verloor? Ek sê, Here, maar ek doen al hierdie goed vir U. Hy sê, nee, jy doen dit vir jouself. Want jy try almal om jou happy hou, wanneer gaan jy my happy hou? Wanneer gaan jy my happy maak? Wanneer gaan jy weer in my wil kom? Dat daar restaurasie en vervulling in jou lewe kan kom. En ek sê, Here, jy weet as ek hierdie keuse maak vandag, gaan mense uit my lewe uitstap. As ek U weer eerste stel. En hy sê vir my 3 woordjies. So be it. Die people pleaser in my het gesê, ek kan nie dit toelaat nie. Ek moet 'n way vind. En as die Here sê, so be it, dis wat amen beteken.
Amen. Jy gaan mense verloor. Jy gaan vriende verloor, jy gaan familie verloor, jy gaan lidmate verloor. Want jy was almal se scapegoat. Ek is saam met die pastoor, ek is saam met die pastoor. Asof dit special maak. Daai het dit goed geklink. Tot die Here my hart breek. Is ek besig om mense te mislei, omdat ek mislei leef? En dis die harde realiteite wat jy in ministry moet face. Elke dag. Dat dit wat ek doen, groei ek mense, of mislei ek mense? Dan maak ek jou eerder seer met die waarheid, en jy groei in Christus, as wat ek jou mislei met 'n leuen. Jy's happy, maar Jesus sê vir jou eendag, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Vers 9 sê, not because of works, not the fulfillment of the law's demands, lest any man should boast. Sien, hy sê, dis wat die wet gedoen het. Die wet het gemaak, die ouer het reg kry, as jy vandag al 10 reg kry, kry jy die goue sterretjie. Hoofjood vir die dag. As jy 1 dop, is jy net so bad as die ou wat 10 dop. Want daar was nie genade nie. Het either het nagekom of nie. Elke jaar moes jy een of ander dier slag, sodat iemand anders in jou plek moet sterf, of iets anders in jou plek moet sterf, net dat jy okay kan wees vir die volgende jaar. Imagine ons met daai lewe leef. As ons het nou moes lees, moet ek seker elke dag iets slag. 1 keer 'n jaar sou nie genoeg wees nie. Ek besef laasweek se diens net met Paulus is, besef ek al hoe meer en meer, dat ek kan nie met trots sê nie, maar ek kan met humbleness sê, ek weet ek is een van die grootste sondaars van ons. Paulus ain't got nothing on me. Maar ek het geleer, dat genade is groter as my sonde. Genade is groter as my foute. Die maklike deel was om dit te ontvang. Die moeilike deel is om genade te gee. Not because of works, not the fulfillment of the law's demands, lest any man should boast. It is not the result of what anyone can possibly do. So no one can pride himself in or take glory for himself. Die goed wat ons doen om te dink ons is goeie Christene, het geen waarde in die koninkryk van God nie. Dit het vir ons waarde. Die goeie goedjies wat ons doen. Want daar is net een perfek en dis Christus. Net een. Die probleem is ons strewe na perfectionism en ons dwing dit af op mense, maar self bereik ons dit nooit nie. Dink daaraan. Mense wat vir jou werk, mense, jy kom en jy sê, jy moet dit regkry, kry dit in jou lewe reg, maak so, maak die, en jy sê asof jy die basis van mense, maar self sak ons. Ek dink is omdat ons beter voel, ons voel nie so sleg oor onsself as ons ander mense uitkry. Sien, want die probleem is, ons vat nie verantwoordelikheid oor onsself nie. Daarom gooi ons ander mense met klippe. Want ons het nie die guts om vir onsself te face en te sê, jy is alleen die outeur van jou drama nie. Niemand anders nie. Ek moes leer, ek kan niemand blameer vir waar ek was nie, behalwe myself. Ek kan niemand blameer vir hoe ek gevoel het nie, ek kan niemand blameer vir wat ek gedoen het nie, ek kan niemand blameer het vir hoe ek opgetree het nie, want elke ding was 'n keuse wat ek gemaak het. Niemand het vir my gekies nie. Ek moes leer nee sê. En julle almal weet, hoe sak ons as mensdom om nee te sê. Want binne in elkeen van ons bly 'n gebore people pleaser. Jy kan sê, ja, ek sê maklik vir jou nie, kan jy maklik vir jou kind nee sê? Kan jy maklik vir jou man of jou vrou nee sê? Kan jy maklik vir jou ouers nee sê? Kan jy maklik vir die duiwel nee sê?
En dis waar ons sak. Want saam met nee kom baie keer 'n konfrontasie. Hoekom nie? En met hoekom nie is daar een van twee goed. Jy gaan either jouself probeer regverdig, of jy gaan die waarheid verdedig. En ons is bang om die waarheid te verdedig, want dit lok nog konfrontasie. Ja, maar ek stem nie met jou saam nie, want my lewe is so, en ek kies dit, en ek ervaar dit so. Soos iemand vir my altyd sê, ja, maar die Here ken my hart. Ek sê ja, in die Bybel sê jou hart is evil, dis hoekom jy Christus nodig het. Die vraag is, ken jy sy hart? Sien, ons dink, God is happy met ons sonde. God haat sonde, want sonde verwoes ons. Daai set apart for himself, sonde separates us from him. En omdat ons as mens inherent sukkel om goed te wees, sukkel om getrou te wees, sukkel om opreg te wees, as ons sondig word ons so met skuldgevoel gery, ons hart loop weg. In plaas van net om na Jesus te kom en sê, ek sê jammer, dankie dat genade gift is, ek kan nie hiervoor werk nie. Maar omdat ons nie met onsself happy is nie, kan ons nie die goedheid van God aanvaar nie, want ons sê ons vir onsself, ek is niemand se charity. Jammer om jou babbel te bars vandag, jy is God se charity case. Want meer as 60% in die Bybel, die woord liefde, is eintlik in Hebreëus of Grieks, die woord charity, as God van jou praat. Hy wil vir jou goed wees. En daai oogpunt uit van, ek is vir jou lief, ek sal na jou kyk. Ek is vir jou lief, ek sal vir jou sorg. Ek is vir jou lief, ek sal seker maak, jy het. En dis hoe God na ons kyk. Maar ons sukkel daarmee. Want ons wil bewys. Ons wil 'n standpunt inneem. En dan mis ons Christus. En dis die challenge wat ek en jy face. Die amazing deel van genade, dis 'n groeiproses. Daai proses, weet jy waarin groei ons? Ons groei in genade. Die hele doel van jou groei as kind van God is om in genade te spesialiseer. Ek lees so 'n storie van 'n skool waar niemand kom reg in daai een klas nie, is die beste klomp kinders. Daar kom so 'n ou onderwysertjie in, so 'n klein maar mannetjie. Hy sê nie, hy sal gaan, hulle sê hierdie kinders gaan oor jou loop. Hy sê ek sal gaan. Hy gaan in die klas in. En die een ou wat nou soos die hotshot is, sê, ag nee wat, los hy ou sommer vir myself. Hy sê môre klas en almal môre, hy sê, voor ons verder gaan, om hierdie rumoer in die klas klaar te kry, ons moet reëls maak waarby julle self gaan hou. As julle in vir dit en hulle sê ja. Hy sê daar het enige reëls, hy skryf hulle op die bord. Die eerste ou sê, moenie by mekaar steel nie. Skryf dit neer. So moenie met mekaar baklei nie. Hy sê daar, hier is ons reëls. Wat gebeur as iemand hierdie reëls te nakom? Nie om tawe seun sê, nee, hy moet sy hemp uittrek of sy baadjie uittrek. Dan slaan jy hom met die rotang op die rug 10 hou. En hulle praat in die klas en almal sê, nee, hulle het konsensus, ons is staf, ons kan dit vat. Skryf dit neer, hy sê, ek gaan julle hierby hou. Hulle sê, nee, is reg, hou ons hierby. En die een nou, Tom, sorry, sy naam is Tom. Hy is nou nie lang soos jy nie, maar hy is groot soos ek. Hy kom agter, iemand het sy broodjies geëet. Die agter kom die groot ouens het altyd meer broodjies as die kleiner ouens. Iemand het sy brood gesteel. En hy gaan moan by die onderwyser. In die middag, almal is weg, kom die onderwyser agter, klein Timmy, maarste ouetjie in die klas, het die brood gesteel. Volgende oggend kom hulle in, hy sê ons het die broodsteler identifiseer, is Timmy. Hy sê, Timmy, jy weet wat is die reël? Hy sê, ja, hy moet 10 houe van. En hy stap vorentoe en hy het so dik jas aan. En die meneer sê vir hom, Timmy, jy moet jou jas uittrek. Hy sê, meneer, ek kan nie.
sê, Timmy, dis die reël. Jy moet jou jas uittrek. Hy sê, meneer, ek kan nie. Hy sê, ek het nie 'n hemp onderaan nie. Hy sê, hoekom nie, Timmy? Hy sê, ek het 1 hemp. En my ma was hom vandag. En die baadjie is my boeties van 'n skout. Hy sê, Timmy, dis die reël. Timmy trek die jas uit. En hy gaan buk. En net so voor die meneer omslaan, spring Tom wie se brood gesteel is op. Hy sê, meneer, is daar 'n reël dat iemand nie in Timmy se plek mag pak kry nie? Hy sê, nee. Hy sê, ek sal in Timmy se plek sal. Hy sê, kom Tom. Trek sy baadjie uit en die meneer slaan hom. By die 3de hou, kom die meneer agter, hy sukkel, hierdie is nie reg nie. En hy kyk in sy hart breek. Want Tom het oor Timmy gebuk. Om hom te beskerm. En meneer sê, ek kan nie verder slaan nie. En Tom sê, meneer, dis die reël, 10 houe. Jy moet 10 houe klaar slaan. En die meneer slaan die 10 houe klaar. En toe hy opkyk, toe huil die hele klas. En hy sê, nou weet julle hoe lief het God vir julle. Dat selfs Jesus wat 40 houe gevat het, moes deur dit gaan. Selfs die kruis moes hy deur dit gaan vir julle. Ek praat met my vrou en ek het nou al vir 'n paar mense gesê, die laaste tyd is die Here so besig met my oor Christus op die kruis. Soveel movies waar hulle hom nou met die spykers deurboor, wat hy, veral in laas jaar het ons Passion of the Christ gekyk, en hy lê so, en hy kyk in die oë van die ou wat hom met die hamer slaan. Maar die laaste tyd is die Here met my besig, en wys hoe lê elkeen van ons op die kruis. En ek lê en kyk hoe hy die spyker deur my hand moet slaan. En as ek net verder as daai vinger kyk, kyk ek in die oë van Jesus in. Wat my hand vat en hom afhaal en sê, staan op. Dis my plek. En ek besef ons werklik, waarvan is ons vrygekoop? Besef ons werklik, wat is die prys wat betaal is, dat ek en jy nie daai pad hoef te stap nie. Besef ons werklik, hoe groot is genade. Maar tog maak ons dit so cheap. Tog verruil ons dit so maklik. Paulus sê dit so mooi, don't frustrate the grace that's been given to you. Moenie 'n frustrasie wees vir God se goedheid nie. Hy sê, want daar kom 'n dag wat genade vir jou uithardloop, dan kan jy nie weer terugkom nie. Hy sê, hoekom? Want jy het die boodskap gehoor, en jy het wetend aanhou wegloop. Johannes 1:16 sê, for out of his fullness, his abundance, we have all received, all had a share, and we are all supplied with one grace after another, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift heaped upon gift. Sien die wil van God, hoe meer ons aan beweeg, hoe meer groei ons in al hierdie goed. Sien, deesdae vir my is sukses nie die ou wat die meeste het nie. Dis die ou wat genade verstaan. What a concept to grasp. Wat 'n konsep om te verstaan, dat ek het 'n gratis kom uit die tronk uit kaartjie gekry deur Jesus Christus. Sê, jy hoef nie te sterf vir jou sonde nie. Jy hoef nie self op daai kruis te sterf nie. I did it for you.
Hier is jou vrypas. Hier is jou genade. Hier is jou kaartjie. Jy's uit. Jy's uit. Wat genade so amazing maak, dis vir almal. Ek kan so lag as mense vir my sê, die Here is net vir hierdie mense, of hy's net vir daai mense. Titus 2 sê, for the grace of God, His unmerited favor and blessing, has come forward, appeared for the deliverance from sin, and the eternal salvation of all mankind. Genade is vir almal. Die probleem is nie almal kies dit nie. Nie almal wil genade hê nie, want as ek genade aanvaar, moet ek bereid wees om te verander. Die mense wil nie verander nie, hulle wil dieselfde bly. Hulle wil agter daai seer wegkruip, agter daai woede, agter daai wraak, agter daai haat, agter daai minderwaardigheid. Hulle wil agter al hierdie goed wegkruip. Want dis wat hulle ken. Because grace demands change. Want wat sê die woord? Gee volgens die genade wat jy ontvang het. Anderwoorde, as jy nie gewoond is om genade te gee nie, gaan jy moet leer. Jy gaan moet leer om mense van wie nie te hou nie, genade voor te hê. Jy gaan mense wat jou irriteer, gaan jy genade moet begin voor. Jy gaan omstandighede wat jy altyd onderkry, moet begin change en sê, sorry, ek buig nie meer dit nie vir jou nie. Jy is nie my God nie. Ek dien nie my omstandighede nie. Ek dien nie my werk nie. Ek dien nie geld nie. Ek dien nie die wêreld nie. Ek dien nie sukses nie. God wil hê jy moet suksesvol wees, hy wil nie sukses met jou God wees nie. Ek lees hierdie week so ding en sê, wat is 'n idol? Dis enige iets wat jy eers moet opcheck voordat jy vir God kan ja sê. Enige iets wat jy gou wil raadpleeg. Jy sê ek net kyk, jy tik tyd hiervoor. Voor jy vir God kan ja sê. Jy weet nou nie jong, hierdie naweek het ek eintlik ander goed beplan. Jy weet my dag is so vol. Ek werk sulke lang ure, ek het nie tyd vir kerk nie. Ek het nie tyd vir God nie. Al daai goed is jou afgode. Dis wat jy aanbid. Ek het daai goed aanbid. Ek het mense aanbid. Maar ek het hulle altyd voor God gestel. There's a different thing to serve people from the throne room and to serve people for your throne. Want dis die persoon wat die erkenning gaan kry wat die verskil maak. Soek jy die eer en die erkenning? Gister praat ek met iemand in ons. Hy sê vir my, hy's 3 jaar terug, hy's in 'n baie groot kerkie in Suid-Afrika gewees. En hy sê, wat hom geruk het is, na 3 jaar besef hy het nog nooit die hoofpastoor ontmoet nie. Hy sê, want elke keer wat hom uitkom, en sê hulle nie, jy moet eers na daai persoon toe gaan, jy moet eers na daai persoon toe gaan. En hy sê vir my, maar Jesus was so toereikend. Hy was so in die mense, hulle het so om hom saamgedrom, dat die vrou moes deur die mense druk. En ek sê vir hom, ja, dis waaroor hulle praat van die CEO pastor. Hy wil 'n besigheidsman wees, nie 'n godsman nie. Hy wil op 'n wêreldse standaard gedien word, nie op 'n goddelike manier, waar hy tussen mense is. Hy wil gesien word en erken word, en eer kry en krediet kry van, kyk wat het ek bereik. In plaas van soos Jesus om gesien te word, daar waar die kerk nie hoort nie. En ek sê, vra vir jou die vraag, ek sê, kom ek vra jou vraag, hoe groot was Jesus se groep? Hy het net 1 disipel gehad, wat hy vertrou het om sy kop op sy bors te sit. Hy het net 3 gehad, wat saam met hom gegaan het as hy gaan bid het. In die 12 het 1 hom verraai, en 1 het hom deny. So het al in die 12 het hy al probleme gehad. In die 12 het hulle al gestry, sê vir ons, wie gaan langs jou sit in die hemel? Toe raak hulle al magsbehep, posisie behep. Toe wil hulle al weet, as ek 'n leier.
Net in die 12. Toe dit 72 word, toe is die drama eers baie. Op 'n tyd was daar, het hy 200 volgers gehad. Tot hy vir hulle sê, ek gaan vir julle sterf. Hy sê, en ek gaan na 3 dae weer opstaan. En in die 200 was daar ouens wat al gesê het, hierdie ou is mal. Die goed wat hy sê is te verregaande. Hy sê, julle gaan soos ek gepersecute word, soos ek uitgekruid word, soos ek sleg gesê word, soos ek verneder word. Toe sê hulle, sorry, ons kan nie hierdie Jesus dien nie. Ons soek daai feel good gospel van ek is okay, ek is veilig. Sing net 'n liedjie, gee 'n tikkie, doen 'n bietjie, en jy's okay. Nie sterf van jouself en leef Christus nie. En hy sê vir my, hy het nooit daaraan gedink nie. Ek sê, weet jy wat's amazing vir my? Al beweeg jy weg van Christus af, jy verloor nooit wie God jou gemaak het nie. Toe die verlore seun wegkom, het hy teruggekom met die minderwaardigheid van mensdom. Maak my net 'n slaaf wat in jou lande werk. Ons sê vir die Here, ek is so bad. Ek kan nie. Maak my net 'n slaaf van die wêreld. En die verlore seun se pa sê, nee, jy's my seun. Geef hom nuwe klere. Sit sy ring weer op. Wat sê hy? Seël hom weer in sy kindskap. Die Heilige Gees is ons ring. Hy is die een wat ons kindskap in God seël. Dis nie iets wat ek en jy kan voorwerk nie, dis iets wat ons moet ontvang. Want die verlore seun wou terugkom en hy wou gaan werk vir sy pa. Sy pa sê nee. Kom ek herstel jou image wie jy is in my. En van daar af doen jy die werk van die koninkryk. Sien ons kyk, hoe goed moet ek wees om te groei in God, in plaas van hoeveel ek moet oorgee, dat God goed in my is. Romeine 5:20 sê, but then the law came in only to expand and increase the trespass, making it more apparent and existing opposition. Hy sê, die oomblik wanneer jy moet die wette doen kry, gaan jy in 'n kompetisie raak. Want die wet gaan oor wie's die beste. Daar's 10 goed, kry jy al 10 reg. Ek kry 5 uit 10, ek het 7 uit 10. Ek het 9 uit 10, nee, ek dop almal. En daarop meet ons mekaar om te kyk wie's die beste Christen. Ek praat daarom nie soos daai ou nie. Ek drink daarom nie soos daai nie. Ek vloek daarom nie soos daai ou nie. En ons probeer dit meet op Christendom. En Jesus meet Christendom aan surrender. Want dit is 'n hart issue wat binne aangaan. Ek en jy kan hoe blink buite gepolies wees, en as jy daai appel hap, het hy 'n halwe wurm in. Want soveel mense is buitekant so Christianies, hulle lyk so goed, hulle probeer so perfek wees, maar binne is hulle vrot, hulle is vol haat, hulle is bitter, hulle is seer, hulle is stikkend, hulle is vertrap, hulle is verneder, hulle is abuse. En die enigste wy om dit weg te steek, want hulle is nooit geleer om oor te gee nie, sit 'n fasade op, sit 'n masker op en sê, alles is okay, pastoor. Dit gaan goed. As jy vir iemand vra, gaan dit? Nee, dit gaan goed. Die Here is op die troon. Onder omstandighede. Hoekom is jy nie bo die omstandighede? En dis die goed wat ek moes leer oor genade, is die feit dat hoe minder ek myself op 'n plek sit om in kompetisie met mense te kom, hoe meer het ek Christus ontdek. Toe ek nie meer hoef te perform om die beste pastoor in die land te wees, want ek kan nie. Ek weet nie hoe lyk die beste pastoor. En ek wil ook nooit 'n titel hê van dit nie. Die vraag van wat ek myself moet vra is, kan ek 'n herder van mense wees? God het my nooit geroep om 'n besigheidsman te wees nie. Want dit sou nie werk nie.
Ek sê koper, ek kan mense toerus, ek kan mense oplei. Dis my gawe. Ek kan die woord oopbreek, laat mense verstaan. Ek kan in diepte ingaan oor die Grieks en die Hebreëus en die Latyns en whatever jy wil hê, en ek sal dit alles vir jou leer. Want dis my gift. Sien, daar's konings en profete en priesters. Daar's ouens wat kan praise en worship bly, wat kan sing. As ek sing, gaan ons vroeg huis toe. Of ons gaan eerplaks verkoop, gaan ons 'n groot wins maak. Daar's mense wat kan sing. Daar's mense wat weet hoe om te help. Daar's mense wat die hande en voete van Jesus verstaan. Daar's mense wat spesialiseer in gasvryheid. Daar's mense wat spesialiseer in admin. Ons het al hierdie gawes in die Bybel. Hoekom wil ons dieselfde wees as jy uniek is? Hoekom wil jy jou compare met iemand wat nooit jy kan wees nie? Hoekom wil jy probeer, moet ek soos die en of soos daai en wees, as die Here net sê, wees jouself? Sien, ons verloor ons identiteit in kompetisie. Dis hoekom genade so moeilik is om te ontvang, want jy kan nie daarvoor werk nie. Jy kan nie daarvoor perform nie. Jy kan niks doen om meer genade te kry nie, en jy kan niks doen om minder genade te kry. Genade is vrylik beskikbaar. Genade is soos die see, jy spring aan en sê, ek gaan nie meer sout water drink nie. Die voordeel van seewater drink, dit was die stelsel ook skoon. Hoopelik as jy uit die water uit is. Hy sê, but where sin increased and abounded, grace, God's unmerited favor, has surpassed it and increased the more and superabounded. En ek is like, ek was altyd so behep met my foute, ek was altyd so behep met my sonde, ek was altyd so behep met die goed, en ek het so lank myself gekastei daaronder. Tot ek ontdek het, maak nie saak hoe bad ek is nie, God kan dit nog steeds omdraai en verander vir sy heerlikheid. Maak nie saak hoe vuil ek was nie, maak nie saak die goed wat ek gedoen het nie, selfs die mense wie ek te nagekom het en seer gemaak het, die Here kan tot daai omdraai en iets goed. Die mense wat my te nagekom het en seer gemaak het, God draai dit ook om in iets goed. Dat ek laf van Romeine 8, alles sal ten goeie meewerk. Maar eintlik sê die Grieks dit mooi, alles sal God ten goeie laat meewerk. Is he who does the changing. Maar ek moet vir hom sê, help my. Ek het asseblief daai genade nodig, want ek sak met myself. Sien, die grootste ding wat ek geleer het van genade is transparency. Want waar, as jy werklik genade verstaan, gaan jy nie meer skaam wees om jou storie te vertel, of te sê wat jou foute, of te praat oor jou sonde nie. Want jy gaan besef, anyway, nobody can judge me. They will, but they help nie. Want voor God is ek skoon. Laat die mense jou oordeel. Ja, jy het 'n fanclub. Wat hulle oor jou skinder? Ek's dalk nie meer op jou foon nie, maar ek's nog in jou mond, so met ander woorde ek's in jou hart. Want wat die hart van vol is, loop jou mond daarvan oor. Dankie dat jy so lief is vir my. So skinder. Praat sleg. Hoekom? Want die Here het my daar gesit, want hy sê vir jou, omdat jy nog 'n issue met Koos het, jy 'n issue met jouself, deel met jouself. Want hy is nie eintlik die issue nie, ek gebruik hom om vir jou te wys, jy is jou eie issue. Ek moes dit leer. Sien die ander mense nie? Adam, wat het jy gedoen? Is die vrou wat jy my gegee. Dis altyd die ander mense. Eva, nee, is hierdie slang. Dis nooit ons nie. Ons sit waar ons sit, omdat ons nie verantwoordelikheid oor onsself kan vat nie. So jy gaan een van twee goed doen, jy gaan either verantwoordelikheid vat, of jy gaan die blame game speel, daar is nie ander games nie. En alhoekom ons blame, want ons kan nie verantwoordelikheid vat nie, want verantwoordelikheid beteken ek moet vir myself kan sê, nee, dis nou klaar, dis genoeg, jy gaan nie weer daar nie.
Dan sê, ja, ek gaan, dan dink jy, eers, maar wat as ek daai vriende verloor, of wat, nou kan ek nie, nou gaan ek my status verloor, wat as ek dit verloor, wat as ek werk verloor, wat as ek my kerk verloor. In 15 jaar wat ek al gehoor het, hoeveel keer gaan Bomshelter toemaak oor my drama, is surprising. Want Bomshelter is nie myne nie, is syne. En elke keer wat ek na God toe kon terugkom en jammer sê, het hy nie uit my restore nie, uit die gemeente restore. Want dit is sy plan, nie my plan nie. Ek gaan nie vir altyd die wees nie. Ek wil ook eendag op bo gaan sit op 'n lekker kampstoel met 'n engel wat lemoensap in my mond vars uitdruk. Dan moet iemand anders verder gaan. As jy iets anders kry, want ek's nie groot op lemoene nie. Dalk suurlemoene, ek kan 'n suurlemoen net so heel een. Maar 'n lemoen. Julle weet hoekom is 'n lemoen oranje? Sodat hy beter kan rol. Die belangrikste ding wat ek en jy moet verstaan, genade is genoeg, jy het niks meer nodig. Hoor mooi. Genade is genoeg, jy het niks meer nodig. Maar alwaar genade werk, as jy eerlik is in jou swakheid. Want dis alwaar ons genade nodig het. Paulus sê die volgende, hy sê, but he said to me, my grace, my favor and loving kindness, my mercy is enough for you, sufficient against any danger, and enables you to bear the trouble manfully. Genade het gemaak dat ek kan my verlede face en sê, is okay, ek sal die konsekwensies vat van wat ek gedoen het. Ek sal die ridicule vat, ek sal die haat vat, ek sal die pyn vat, want ek het dit veroorsaak. So as mense my haat, as mense my kwaad, as mense vir my vies is, as mense kwaad is, seer gemaak is oor wat ek gedoen het, is fine, I'll face that. I'll face that, want ek het grace by God gekry. En ek kan grace vir hulle hê. My hart breek as ek weet, ons is al 8 jaar later, en ons nog steeds mense wat met haat in hulle rondloop, want hulle is nie bereid om 'n jammer te aanvaar nie, want hulle verstaan nie genade nie. Hulle wil God speel, en ek en jy is nie God nie. But he said to me, my grace, my favor and loving kindness, my mercy is enough for you, sufficient against any danger, and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect and show themselves most effective in your weakness. Sien, waar leer ek God se krag ken? In my weakness. Waar leer ek God ken as genoeg? In my weakness. Waar leer ek God se voorsiening ken? In my weakness. Nie my strengths nie. Waar het ek God nodig? Waar ek swak is. Waar ek val. Waar ek foute maak. Dis waar ek hom nodig het. Dis wat Paulus hier sê. Hy sê, nie voordat jy kan eerlik wees oor dit nie, gaan jy nooit God se krag sien nie. Gaan jy nooit sy teenwoordigheid aanvaar nie. Want jy is nie bereid om jou weakness te face nie. Want dan beteken dit ek is vulnerable. Dis hoekom ons nie ons weakness face nie, want ons wil nie vulnerable wees nie. Want hoekom? Ons is weer bang vir seer kry. Ons is weer bang vir teleurstelling. En wanneer jy vulnerable is jou lewe oop vir al daai om weer seer te kry. Om weer seer gemaak te word. En dis die challenge wat ons face. For my strength and power are made perfect, fulfilled and completed, and show themselves most effective in your weakness. Therefore, I will all the more gladly glory in my weaknesses and my infirmities. Wat's infirmities? Jou sondes. I will boast. Wanneer laas het jy vir iemand geskinder oor jou eie sonde? Wanneer laas het jy vir iemand gesê, yes, jy ek sê beste, ek dink ek het meer pon as julle almal bid vir my. Wanneer laas het jy vir iemand gesê, weet jy wat, ek kan nie help nie, ek seker die skindervraat van die kerk, van die liggaam van Christus, ek's queen nommer 1, bid vir my. Want ek sukkel, ek is swak daar. Yes, ek spesialiseer in oordeel, ek spesialiseer in doodspreek, ek spesialiseer in haat, ek spesialiseer in rasisme, ek spesialiseer in woede. Bid vir my, ek het hulp nodig, ek swak daar. Maar ons doen dit nie, want ons is bang
Mense gaan nie meer met ons iets te doen wil hê. Want ons aanbid die grond waarop mense loop. Ons aanbid nie die weg van Christus nie. En ek moes leer. Ek is eerder reël oor Kobus Siebrits. En die regte mense is lief vir my vir wie ek is, as wat ek fake is, en die verkeerde mense is lief vir die fake ek. And it's not an easy walk to walk. En dis iets wat jy jouself hierdie naweek moet vra. Het Jesus vir jou verniet gesterf, dat jy aanhou die aanvaarding van mense soek, maar jy soek nie die hart van God vir jou nie. Therefore I will more gladly glory in my weaknesses and infirmities, that the strength and power of Christ may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. Sien die oomblik wanneer jy reël kan wees, soos Dawid, toe hy reël is oor sy fout. Toe die profeet met hom praat en hy sê, hier's 'n man in jou koninkryk, hy het hierdie en hierdie gedoen en hy het daai gedoen en hy het hierdie en Dawid is like, yes, ons moet daai ou doodmaak. Wie is hy? En hy sê, jy. Dis Dawid like, oh shit, ja. Sien ons raak so gewoond aan ons posisie, ons vergeet ons het foute. Ons vergeet ons is ook sondig. Ons vergeet ons is ook net mens. Dawid was die koning, maar hy was net mens. En Dawid se prys vir sy foute is, hy het 'n kind aan die dood moes afstaan. Wat moet God doen om jou aandag te kry en sê, jy kan nie so aanhou soos jy aanhou nie? Dan wil ek skielik Deuteronomium bid van, Here werk net sagkens met my. Het vir my gewys toe ek geval het, 8 jaar terug is nie lekker nie. Is al nie 'n sagter manier nie. Maar weet jy wat, in 8 jaar het ek geleer om te luister. 8 jaar het ek gehoor as hy sê, Jeremia 30, as ek sê links, gaan ons links. Ek het geleer as hy daai conviction in my hart bring sê, nee, dat nee is nee. Ek het geleer om te sê, daai prompting as hy sê, gaan om te gaan. As hy sê regs, regs. Want ek het die pryse betaal, wat die mens, Kobus Siebrits, die vleesmens, moes kruisig. Gister praat ek aan 'n onderhoud en ek sê vir weet jy wat is my amazing? Ons wil al hierdie posisies hê in die liggaam van Christus. Ons wil daai wow goed hê, ek wil die siener wees, ek wil die spreekbuis wees. Maar daai behoort aan die hoof. Net Jesus is die hoof. Ons is die liggaam. Ons is die hande en voete. Sien, hy is die een wat sien. Hy is die een wat praat. Ons is die wat doen. Sien, as ek nie en jy nie eerste sy hande en voete kan wees nie, wat maak dit saak wat 'n ander calling het? Want hoekom, as jy genade verstaan, sal jy genade leef. Dis iets wat ek moes leer. Talk is cheap. Ouma het altyd gesê, talk is cheap. Money buys the whiskey. Toe sê hy nie, talk is cheap. Hy sê, the taste is in the whiskey. Hy sê, enige pudding lyk goed op 'n prentjie, maar het jy hom geproe. Want as van daai goed wat hulle adverteer op 'n restaurant se menu wat delicious lyk tot jy hom haap. Soos in, wanneer het julle hierdie ding gemaak? Wanneer is daai ding geprint? Established 1829, nee, ek proe so. Hy sê daar, Christus se krag en sterkte, sy krag, sy manifestasie van wie hy is, wat hy vir jou wil doen, word geopenbaar in jou weaknesses. Dis kom mense nooit in hulle sterkpunte God ervaar nie. Want die Here is nie gepla oor jou sterkpunte nie. Hy is jou helper waar jy val. Hy is die een wat ophelp, hy is die een wat reghelp, hy is die een wat genees. Dis hoekom hy gesê het, ek het gekom vir die siekes, nie die gesondes nie. Want die gesondes is mos reg.
Hy sê die siekes het 'n dokter nodig. Nie 'n gesondes nie. Maar as van julle, jy is so gesond, maar jy is so nie gewoonte van pille, jy drink dit net vir ingeval jy siek voel. So for the sake of Christ, I am pleased and take pleasure in infirmities, in insults, in hardships, in persecution, in distresses. For when I am weak in human strength, then I am truly strong, able, powerful in divine strength. So sê my sleg, as ek 'n fout maak. Iemand sê, ja maar, jy's 'n Christen, hoe kan jy dit doen? Want die woord sê, waar ek swak is hy sterk. So as jy my wil oordeel, oordeel. As jy my wil persecute, as jy my wil insult. Maar dit wat jy sê, het geen impak op wat God in my lewe doen. Dis die karakter wat jy moet hê. So gaan groot, want eintlik val jy nie my aan nie, jy val Christus in my aan. Want jou gees het 'n probleem oor ek verander het. Jy kan dit vir iemand sê, ek deer jou. Alle kom jy nou so aangaan, want jy's geïntimideer deur die Heilige Gees. En die naaste kontakpunt wat jy het om met hom te baklei is ek, so gaan groot, voel jy beter. Ek het dit ook al vir mense gesê, hou nie nog van nie. Voel jy nou beter, is dit nog van jou af? Kan jy nou relax, kan ons nou aangaan? Ek het al gedink van hulle gaan my nek. Maar blykbaar nie, want is bang geklap terug. So for the sake of Christ, I am well pleased and take pleasure in infirmities and insults, in hardships, in persecution and distresses. Kan jy in daai goed met joy gevul wees? Omdat jy weet, niks van hierdie goed bepaal wie jy in Christus is en hy in jou nie. Geen mense oordeel, geen mense aanval, geen mense wraak, geen mense haat, geen mense woorde kan ooit verander wie God vir jou is nie. Want God alleen is getrou aan homself. Wat sê dit vir my? Genade beteken nie ek het 'n lisensie om te sondig nie. Genade sê vir my, daar's krag beskikbaar om vir my foute te begin genees. Ek kan heers oor my eie swakheid. Ek hoef nie my swakheid te dien nie. Ek hoef nie my sonde te dien nie. Genade sê, ek kan wegkom met wat ek verkeerd doen nie. Genade gaan jou leer om verantwoordelikheid te vat oor jou slegte keuses. Om verantwoordelikheid te vat oor jou woorde. Om verantwoordelikheid te vat oor jou gewete. Genade gaan jou leer om die ou in die spieël te wys. En te sê, ek skuld jou ook 'n verskoning. Want baie van die goed wat met my gebeur het, was my eie keuse. Genade gaan jou help dat die mense wat jou te nakom nie meer vir jou 'n probleem is nie. Sien, as jy genade verstaan, dan gaan jy verstaan wat Jesus sê, bid vir jou vyande. Because we want people to change, but we don't pray for them. How must they change? Ons wil hê mense moet verander, maar ons bid nie vir hulle. So gaan nie vir jou sê, jy's op my vyand gebedslys nie, nou worry jy daaroor. Maar maak vir jou 'n lysie van mense se name, wat jy weet staan, soos die woord sê, in complexity teenoor jou. En Facebook het op 'n tyd so ding gehad, vir jou status, jou relationship status. Wat het hulle gesê? Complex. Wat het daai ding gesê? Complicated. Daar moet jy vir die Here sê, ek en hierdie kinders van jou, se verhouding is bietjie complicated. En gaan bid vir daai complicated, wat God het kan resolve. Sien, ons het genade gekry. Genade beteken nie, jy gaan nie seer kry nie. Genade beteken nie, jy gaan nie te nagekom word. Genade beteken nie, dit gaan net altyd goed gaan nie. Sien, genade word net openbaar, daar waar die struggle is. Daar waar die hartseer is.
daar waar die bitterheid is, daar waar die onvergewens gesit is. Dis waar ons genade nodig het. Nie waar ek mooi bid of Bybelversies kan opsê nie. Nie daar waar jy smile en vriendelik is nie. Maar daar waar jy smile en vriendelik is, maar fake is, daar het jy genade nodig. Daar waar jy groet, maar jy wil nie eintlik nie, daar het jy genade nodig. Daar waar jy WhatsApp om net hallo te sê, maar eintlik wil jy nie eers nie, maar dis die regte ding om te doen, daar het jy genade nodig. Want genade en 'n ander woord moet te gee, loop hand aan hand. Gesindheid. Want hoe meer opreg die gesindheid is, hoe beter gaan die genade wees. Dis maklik om fake te wees. Dis maklik om fake oor vreemde mense te wees, want hulle gaan nie weet wie jy is nie. Maar kan jy genade in jou eie huis hê? Kan jy genade hê teenoor jou kinders? Kan jy genade hê teenoor jou ouers? Kan jy genade hê daar waar dit werklik saak maak? Ek lees nou die dag se ding, hulle sê vir die ene, wat moet ons doen om die land reg te ring? Jou vra vir hom, pastoor, wat moet ek doen om ons land reg te ring? Hy sê, geruk jou huis reg. Kry jou huis reg, dan sal ons land regkom. Ek weet nie van julle nie, maar so oggend ek het besef, ek het baie meer genade nodig. Ek het baie meer genade nodig, as wat ek besef. Mag ons nooit op daai plek kom waar ons dink, ons is okay nie. Ek het dit, I've arrived. Hulle sê 'n grap is 'n grap. Maar jy plak nie 'n arrive life sticker op 'n lijksbaan nie. May you arrive alive in die hemel. Een van twee opsies. As jy die hemel bereik, nothing to worry about. En van ons speler Roland, hy sê altyd, die ewigheid het twee opsies, smoking or non-smoking. Al wat ek vanoggend van jou vra, begin hierdie naweek om met jouself eerlik te wees. Oor jou swakhede, oor jou sonde. Wees met jouself eerlik. Wees met jouself eerlik waar jy val. Waar jy jouself gefaal het, waar jy jou mense gefaal het, waar jy jou vriende gefaal het. Gaan wees met jouself eerlik hierdie naweek. En sê, Here, ek besef, ek het genade nodig. En waar het ek my genade nodig? En dan die tweede deel is, nadat ek het besef ek het genade nodig, gee my die genade vir myself, om te wil verander. Dit kan nie dieselfde bly. You cannot change what you tolerate. You cannot change what you tolerate. As jy dit toelaat, gaan dit nie verander nie. Amen. Amen. Aba Vader, ek kom vanoggend. En ek kom bid vir elkeen van ons, maar ek wil sommer eers by myself begin. Here, ek wil namens ons almal dankie sê vir die genade wat ons reeds ontvang het. Here, maar U self sê in Johannes 1 dat genade is 'n proses van genade op genade, genade op genade. Ons moet in hierdie proses groei van genade. En die genade wat ons gekry het by redding en die genade wat ons moet uitleef teenoor mense is 'n massive stap. Ons is maklik, dankie, U het vir my gesterf. Maar as 'n ander ding, gaan leef daai genade. Gaan wees daai genade. Gaan gee daai genade. Mag elkeen van ons in ons eie harte kyk en sê, Here, dis waar ek U val. Want ek val myself, ek is nie eerlik en opreg teenoor myself nie. Dit is makliker om ander mense te blameer, as wat ek verantwoordelikheid vat.
En genade is daar wanneer ek eerlik en opreg met myself oor my foute en my sonde kan wees. Ek wil na U kan kyk met 'n oop hart, wetend dat hier's die rou ek. Hier's die rou ek. Sonder 'n masker. Sonder 'n masker. Sonder 'n voorgee. Sonder 'n pretens. Sonder 'n opinie. Sonder 'n siening. Net die rou ek. Hier is ek vanoggend. Hier is ek vanoggend. Mag jy elke hart vanoggend raak sien. Mag jy elke persoon vanoggend raak sien. En by hulle stop. En sê my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. Dis al wat jy nodig het. Is my genade. Ontvang vanoggend wat ek vir jou het. Ontvang vanoggend wat ek Jesus Christus vir jou het. Is die gawe, die gift van genade. Dis joune. Ontvang dit, aanvaar dit en leef dit. Here, ek vra dat jy almal veilig sal huis toe vat. Jy laat hierdie naweek net 'n naweek wees waar ons so close met U kom vir wat ons kassies gaan skud. Vir al die rampies en hokkies en fences en goedjies wat ons opgerig het. Kom skud ons hierdie naweek dat al hierdie goed afval. Dat al hierdie goed afval, dat die rou ek en die rou jy voor U kan staan. En sê my hande is afgekap, ek het probeer. Ek kan nie self nie. Help my. Help my. Help my om myself te help. Maar ek kan nie meer hierdie leuen leef buite genade nie. Ek het U nodig en ek het genade elke dag nodig. Help my. Is ons gebed vir hierdie naweek. Is ons gebed hierdie naweek, Abba Vader. Grant us this request to help us. To help us. Soos net U dit kan doen. Soos net U dit kan doen. Ons vra dit vanoggend. En ons pleit dit vanoggend. In die naam van ons Koning Jesus die Christus. Almal sê saam.